Nou vers 19 kom en sê iets vir ons eintlik besonders. En dit sê iets wat waar is. Nou in Suid-Afrika is ons konteks eintlik die volgende. Elke persoon wat hierso sit is 'n mengelmoes van die volgende bloedlyne. T1, daar is Franse bloed of Engelse bloed, Duitse bloed, Hollandse bloed, Nederlandse bloed, Skotse bloed, Ierse bloed, dis gewoonlik daai manne wat so rooi raak as hulle kwaad raak, nê? Dis Skot of Ier daardie, nê? Al kan ons sê miskien is daar 'n bietjie Sotho of Zulu of Xhosa ook 'n mengelmoes. Ek het lekker ek het nie blou oë nie, so daar moes ergens nog 'n kruising gebeur het daar ook. Maar weet julle wat? Almal van ons, en as ek net op so 'n ligte noot dit kan noem, almal van ons voor rending was vreemdelinge van God. Ons was vervreemd van sy waarheid, van sy woord, van Christus die sleutel en van alles. Hy het ons geken, ons hom nie. Ons het miskien geweet van hom, maar die gedeelte sê in vers 19, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, verwysing, hulle was, en ons was. Maar baie besonders kom hy, die skrywer Paulus, en hy kom en hy sê, maar julle is nie meer nie, na redding is jy deel van wat? Die heiliges en die huisgenote van God. Nou, ek weet nie van julle nie, maar een van die grootste leuns wat die eie hart, die innerlike persoon vir jou kan vertel, is dat jy alleen is na redding. Paulus praat daarvan, en sê dat, toe hy in die tronk was, het nie een van julle vir my kom kuier nie, maar die Here was daar. En omrede die Here daar was hy uit die bek van die leeu gered. En sodoende kan ons sê, maar ons het dit nog beter, nie een van ons sit in die tronk nie, in ons land, ten minste, as jy in die tronk sit, is dit nie omrede jy 'n Christen is nie, 10-1 omrede jy iets verkeerds gedoen het, nê? Maar ons sal vir jou kom kuier, ek beloof jou, ons het konteks. Maar, in hierdie konteks, hoe amazing is dit nie om vandag te besef, dat ons wat weergebore is, 'n deel is van die huis van die Vader. Ons is geheg aan mekaar, nie net een met Jesus soos wat ons altyd verkondig nie, maar ook moeilik, een met mekaar. En wat dit eintlik vir ons sê is, dat as ek in Rusland of Griekeland of Korea of Amerika daarop eindig, en al kan ek nie eers daai persoon se taal of kultuur verstaan en weet wat dit is nie, as hy glo, soos wat ons vanoggend gaan oor praat, op hierdie beginsels vashou en daaraan glo die waarhede van Jesus, is ek een met hom en dieselfde vrug wat in my is, sal in hom wees. En mense, maar my vraag is dan vanoggend, voordat ons net aanbeweeg, maar hoekom is ons partykeer vreemdelinge dan in die liggaam? Want is dit nie 'n goeie ding om te vra nie? Hoekom met 'n klein gemeente soos hierdie, in bedoelend ons het nie duisendes, hoekom ken ek nie eers elke persoon se naam nie? Hoekom is ek vervreemd van die waarmee ek vir ewig gebind is? En ek dink ons kan teruggaan net na paar sondae terug se diens oor sonde. En wat is die wortel van alle sonde? Die eie ek, bietjie hoogmoedigheid. Ek wil nie deel nie, of ek dink ek's te goed, of ek dink hy is te goed. En weet julle wat, as ons daai nederige platform lê van nederigheid, word ons baie nader aan mekaar getrek. So 'n bietjie van die punt af. Maar dan kom vers 20 en verduidelik vir ons, wat is die fondasie van wat? Nie net ons geloof nie, wat ons hierso bind vanoggend aan mekaar vas. Nie net wat is die fondasie nie, maar ook die sleutel tot die huis van die Vader. En dit sê gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Nou Paulus kom en verduidelik iets besonders en sê, ons almal wat hierso is gebind in geloof die volgende twee waarhede. Hy sê die fondasie van ons geloof en van die liggaam van Jesus Christus is die woorde eintlik van die apostels en van die profete. En waarna verwys dit? Waar sou die profete geleef? En wat se tyd? In die Ou of die Nuwe Testament? Wie kan vir my sê? En ek het gehoor my testament. Ek het miskien verkeerd gehoor. Is dit Ou Testament? Albei kry mens, maar meer prominent
Ou Testament, want Jesus verwys ook daarna. Nuwe Testament is apostels. So tegnies gesproke kom die skrywer Paulus en hy sê, die fondasie van ons geloof is wat? In eenvoud, die woord van God. Die totale woord van God, van Genesis tot en met Openbaring. En dan, wat is die sleutel om aan hierdie woord vas te hou, en te groei in hierdie waarhede, en 'n deel te word van die liggaam van Christus, Jesus Christus self? Okay. Paulus sê, Jesus is die hoeksteen. Nou in die antieke tye, ek's nie 'n bouer en weet nie of hulle dit nog miskien vandag ook doen nie. Die wat al 'n huis gebou het, ek het nog nie, sal miskien vir my kan sê of hulle dit miskien nog steeds so doen. Maar wat die mees belangrikste keuse was die hoeksteen. So daar waar jy die hoeksteen neersit, daar moet die huis gebou word. Nou as daai steen, jy sien die kerk het 4 hoeke. As daai steen of daai steen, kom sê dis die eerste steen op die grond daar, bietjie skeef so lê, dan gaan die kerk so gebou word. Stem julle saam? As hy so lê, dan gaan die kerk soontoe gebou word. So die hoeksteen bepaal alles, en ook waar die hoeksteen neergelê word, bepaal of dit 'n goeie keuse was of nie. As dit op slegte grond was en die fondasie was nie mooi gelê nie, gaan die huis sak. Wat gebeur as 'n hoek sak? Hy kraak. Sodoende verwys die skrywer dat Christus en die woord saam is. Hy sê hy is gebind aan mekaar. Maar baie interessant, in Johannes 1 vers 1 tot 5, bind die skrywer die twee, Christus en die woord, nog nader aan mekaar. En sê eintlik dit is dieselfde. Johannes 1 vers 1 tot 5 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mens. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig. Mense, van wie praat hulle hierso? Van Jesus. Die woord het vlees geword. Maar wat vir my so mooi is, hier is vir ons soveel waarhede, en ons kan nie vanoggend, by die jeug het ons hieroor gesels, so 'n bietjie hulle kan vir julle na die tyd verduidelik, wat ons hier aangaan. Maar, net vir vandag se boodskap, is dit vir my so mooi, die woord van God in totaliteit is Christus. Nie net die nuwe nie, ons moet so versigtig wees in die kerk, om nie 'n Bybel in 'n Bybel te sien nie. Nou, ek weet nie van julle, maar ek is so georiënteerd om bietjie meer te fokus partykeer op die Nuwe Testament. Is dit nie waar nie? Net sonder om dit agter te kom. Maar weet julle wat? Okay, hier is 'n tafel miskien. Julle weet hoe lyk 'n tafel, daaronder staan een. Hy het 4 pote gewoon. Nou om dit te verduidelik, die blad bo van 'n tafel is die Nuwe Testament en die pote is die Ou Testament. Wat gebeur as jy die pote wegvat? Is dit nog steeds 'n tafel? Stuk hout wat lê. En dit is wat die nuwe en die oue is. Die oue is die fondasie van die nuwe. Die Nuwe Testament kan nie staan sonder die Ou Testament nie. En die Ou Testament beteken nie veel sonder die Nuwe Testament. En soos hulle geheg aan mekaar vas. En wat vir my so besonder is, hoe meer jy groei in die Ou Testament, hoe dieper verstaan jy die Nuwe Testament. En hoe meer jy groei in die Nuwe Testament, hoe dieper verstaan jy die Ou Testament. Maar die skrywer sê iets vir ons besonders, wat ons sommer 'n heupunt kan maak. Die woord is God. So ons kan vanoggend ons eerste punt maak, wat is die kerk en waaraan glo ons? Die hele woord van God, van Genesis tot Openbaring, sonder om selektief te wees, sekere gedeeltes uit te haal. As die woord dit sê, dan doen ons dit. Is dit nie waar nie? As die woord dit nie sê nie, hoef ons dit nie te doen nie. Maar dan, nog meer belangrik, Christus word gevind ook in die Ou Testament. Want Christus is self God en die Vader openbaar homself deur die profete, deur die mense wat hy kies om sy volk te lei in die Ou Testament. Ons lees van die skepping en volgens hierdie gedeelte was Christus by die skepping, want hy was by die Vader, maar nog meer. Die Vader het deur hom alles geskape. En wat beteken dit? Wie kan vir my sê hoe het God in die Ou Testament geskep? Deur te praat. En as hy praat, wat is dit? Sy woord.
So God het deur Christus en baie belangrik en tot Christus alle dinge geskape. En wat vir my besonder is, dat as God deur Christus en tot Christus alles geskape het, wat sê dit vir ons van Christus aan die kruis? Ons is ook deur hom geskape en hy was gekruisig vir die wat ook deur hom geskape is. En so doende bind hulle die Vader, die Gees en die Seun nog meer aan mekaar vas en dat ons dit verstaan. Maar nou op hierdie punt kan julle miskien vir my vra, maar Pieter, wat het hierdie te doen met die kerk? Hierdie waarheid te doen met die kerk. En om dit te beantwoord, moet ons eers 'n paar ander vrae vra. Ons gaan terugkom na hierdie vraag toe. En eerstens die vraag vra, nou weet ons wat is die fondasie en die sleutel van die kerk is die woord en Christus is die sleutel om daaraan vas te hou, maar wie is die kerk? Volgens ons hoofteksgedeelte is die kerk nie hierdie gebou nie. Hy kan afbreek, dit beteken nie die gemeente gaan ophou bestaan nie, hopelik nie. Nee, ek hoop julle kom nog kerk as ons nie 'n dak het nie. Hopelik. Nee, ons kan wys optree met sambreeltjies en goeters. Ons kan die ouens vra om hulle karavane te bring of wat ook al. Bietjie in 'n tent bymekaar kom. Maar die kerk is nie die gebou nie, maar is die liggaam. Wie is die liggaam? Wie is die liggaam? Okay. Hoeveel weet ons van die liggaam? Dink julle? Eintlik weet ons min eintlik van aan wat ons deel is van. Nou weet julle wat vir my interessant, geen ander organisasie word vir 'n ewigheid gebind aan mekaar nie. Geen ander organisasie dat al ken jy nie die persoon se naam nie, as jy in 'n ander land opeindig, kan jy hom my broer noem tot in alle ewigheid. Want hierdie eenheid wat hier plaasvind in die liggaam van Christus was gemaak deur 'n ewige en vir die ewige. Is nie mensgemaak nie. Ons woord wat dit vir ons verduidelik is self God, waarin ons vashou. En die ene wat gesterf het dat ons daarin kan vashou, is self God. En die ene wat ons kom haal om ons by die Vader uit te bring, wat God is ook God. En die ene wat ons red en op wie ons geloof baseerd is ook God. Nou waar kan daar twyfel wees in daardie? As dit God is en al wat ek gedoen het by redding, sy het net gesê, Here, hoe kan ek anderste? Vergewe my. Ek neem U aan, help my om U te volg en daai liefde. Ek weet nie van julle nie, maar by redding, daai liefde wat 'n mens ervaar, is iets wat jy vir niks of vir enige iets sal verruil nie. Maar dan is die vraag nog steeds, uit wat is hierdie geestelike huis gebou? En 1 Korintiërs 12 vers 13 gee vir ons 'n bietjie van 'n antwoord en sê, want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrye manne. Ons is almal van een gees deurdronge. Nou, hierdie gedeelte sê vir ons in eenvoud, wie is 'n baksteen in hierdie geestelike huis? Almal wat die gees van God in hulle het. Ek weet dit is heel eenvoudig, maar dit is belangrik dat ons met die fondasie eenvoudig is. Die wat die gees van God in hulle het, nie deelagtig is met die gees nie, maar waar die gees vir ewig lewe in hulle is. Baie belangrik. Maar hierdie gedeelte praat dan van die doop en ons moet net besef in die konteks en Nuwe Testamentiese konteks, die doop red jou nie, die doop bring jou nie in die hemel in nie, anders red jy jouself. Maar wanneer hulle in 'n konteks verwys soos hierdie na die doop verwys hulle na natuurlik redding ook voor die tyd. Want ander Bybelse waarhede sê, bekeer jouself en word gedoop. Jy kan nie gedoop word en dan tot bekering kom nie. Dis so om. Okay. So hulle praat natuurlik van geredde persone. En Griek of Jood, vry of slaaf, ons almal word een deur die Gees wat in ons woon. Watse waarde het jy vanoggend? Kom ek vra op hierdie punt. Wie kan vir my sê watse waarde dra jy? Ek hoor vir Tannie Cornelia, Tannie. 'n Kosbare waarde, maar hoekom kosbaar, Tannie? Yes, en omrede die Gees in ons woon. As die Gees nie in ons woon nie, het ons geen waarde. Die ewigheid wat ons in hoop, besef net hierdie, leef al klaar in ons. Dis nie 'n hoop van miskien gebeur dit nie, dis 'n realiteit en 'n waarheid
Want die ewigheid wat gekoppel word aan my, word gekoppel deur God wat in my woon. Niks wat ek is goed nie. Tot die vrug waartoe ons geroep word om te dra wat goed is nie eers myne nie. Dis die Gees se. Die gawes wat ek verkry om te dien in die gemeente, is nie myne nie, dis God se. Dis die Gees se. Die roeping wat ek verkry, is wie se? God se wat dit op my lewe plaas. En dan baie belangrik, die redding kan ek nie self verkry nie, en die geloof om vas te hou aan die Here kom ook van die Gees af. So mense, as ons aandeel so klein is, hoe kan ons twyfel? Is dit nie amazing om daaraan te dink nie? En dan vers 20 tot 21 verduidelik hierdie vir ons in eenvoud, dat eintlik wat is dit wat die bakstene in hierdie geestelike huis bind aan mekaar? Die Gees van God. Wat is dit wat hierdie gebou staande hou? Die Gees van God. Wat maak ons een met Jesus? Die Gees van God. Wat maak ons een met mekaar? Die Gees van God. So vers 20 tot 21 verduidelik hierdie en sê, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verhuis tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. En dit bring ons dan by die punt weer. Maar wie het die Gees in hulle? Hoe kan ek die Gees verkry om ewig in my te woon? In eenvoud. Handelinge 16 vers 31 sê in eenvoud: glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. So redding bring my waartoe? Waartoe bring redding my? Na wedergeboorte toe. En wedergeboorte beteken die Gees woon nou in my, ek's 'n nuwe mens met 'n nuwe hoop, met 'n nuwe denkwyse en wat vir Christus volg. En al wat ons moet doen is glo in Jesus. En dit bring ons terug na die belangrike vraag: wat het die woord van Christus te doen met die tema van wie is die kerk? En ons het nou net vasgestel dat die kerk bestaan uit die wat glo. Maar nou is dit baie belangrik. In hierdie eenvoud kan daai eenvoudige stelling baie gevaarlik raak. En die vraag is, in wat glo? En hierdie is vir my baie belangrik. Nou Tian, ek gaan jou as voorbeeld gebruik, staan gou op. Ek weet nie van julle, maar ek en Tian lyk soos tweeling. Né? Haal miskien jou bril af en sien jy dit ook raak. Tian, kyk net so vir die gemeente. Waar's jou vrou? Sy sien jou nou nie eers. Okay, ek is bang om vir Tian te gebruik want hy sing al klaar voor en sy pa se dominee. Ek is bang hy raak die dominee omdat ek nou weer gaan. Maar in elk geval, kom ons sê Tian se naam is Pieter. Né? Want jy is seker Pieter vandag. Is jy Pieter? Eerste keer. Okay. Kom ons sê Tian se naam is Pieter. En die helfte van die gemeente net daai kant ken hierdie Pieter. En die helfte ken die Pieter. As julle praat oor Pieter, praat julle oor dieselfde persoon? Nee. So, enigiemand wat sê hy glo in Jesus, moet ons seker maak aan wat sê Jesus. Jan, dankie, jy kan sit. So, ons gaan nou kyk na wat is die basiese fondasie waaraan ons moet vashou en glo om deel te wees van wat? Van die liggaam van Christus. En ek weet hierdie is heel eenvoudig, maar waaraan glo ons? Eerstens dat Jesus teen volle God en mens was, toe hy aarde toe gekom het, né? Dat hy sonder sonde gebore was in 'n maagd of uit 'n maagd uit, dat hy geen sonde gepleeg het terwyl hy op aarde was nie, dat hy gekruisig was, die regverdige vir die onregverdige, verwysend die een sonder sonde vir ons wat sondig is, dat hy in sy menslikheid dood gegaan het en deur die Gees van God uit die dood uit opgestaan het. En toets jouself nou, of glo jy hierdie dinge? En nadat hy die dood oorwin het, het hy wat gedoen? Opgevaar hemel toe. Baie belangrik, gaan sit aan die regterhand van God en nou baie belangrik, dien as wat? Ons hoëpriester. En nog belangrik, ons hoop, en dat hy eendag sal terugkom om wat te doen? Sy bruid te kom haal, wie die kerk is. Fisies terugkom, ook belangrik. Nie simbolies nie, fisies.
Die woord sê, hy sal op die Olyfberg verskyn. Ons sal hom sien in die wolke. Hy sal net so terugkom soos wat hy opgevaar het. In die wolke natuurlik. Maar my vraag is dan, glo jy hierdie vanoggend? Ek glo dit. Ek weet nie, steek julle hande op, wie glo dit? Uit Darian, steek jou hand op. Dankie. Okay. So weet julle wat's amazing? As jy onsekerheid gehad het of jy deel is van die liggaam van die Here Jesus Christus, is nou net bevestig. Want jy glo in die fondasie van wie Jesus is. Maar mense, as iemand 'n ander Christus verkondig, hou hulle nie vas aan dieselfde Jesus. As hulle sê Jesus was nie God nie, is dit nie ons Jesus nie. As hulle sê Jesus kom nie weer terug fisies nie, is dit nie ons Jesus nie. As hulle sê enige iets wat in teenstryd is met die waarhede waaroor ons nou gepraat het, is dit nie ons Jesus nie. As die predikant homself verkondig as Christus so verkondig, maar hy sê, maar jy kan hom net vind as jy na my luister, is Jesus nie meer die sleutel nie en is die dominee die sleutel. Dan nie 'n goeie kerk nie, om eerlik te wees. Maar dan baie belangrik, enige kerk wat hierdie verkondig en glo is 'n kerk van Christus. En ek's nou baie versigtig of seker nou maar nie. Maar enige kerk wat nie hierdie glo nie en nie hierdie verkondig nie, is nie 'n kerk van Christus nie, maar is 'n kerk van Satan en die duiwel. Baie belangrik. Sê hom soos wat hy is. Nee, die woord sê dit vir ons. Die laaste 5 boeke net voor Openbaring in die Nuwe Testament waarsku ons teen valse lering, valse Christusse, valse antichriste. Nou antichrist beteken nou nie net daai enetjie wat kom in die eindtyd nie. Hulle sê die antichriste leef al klaar reeds hier. Wat beteken dit? Enige iemand wat vir Christus uit sy posisie uithaal en hom of haar in daai posisie plaas. Dis 'n antichrist. Groot woord, maar nie so scary soos wat ons dink nie. Maar dan nog dieper en harder. As jy nie die volle woord van God aanvaar nie, hou jy ook nie aan dieselfde Jesus vas as wat jy behoort is om te doen. Want wie is die waarheid? Jesus. Wat is die woord? God in sy totaliteit. Sonder fout. En natuurlik verwys ons nou nie as jy na die 2040 se vertaling eendag gaan lees, dat dit geen spelfoute of iets gaan hê nie. Ons praat van die inhoud daarbinne, nê? Die waarheid te vind daarbinne. As jy selektief is in jou geloof, maak seker dat jy aan ons Christus vashou. Jy kan nie sê ek hou aan hierdie vas, maar dit waarvan die woord praat, ek glo dit nie. Want dan hou jy nie aan dieselfde Jesus vas nie. Al het ek en Tian, so sy vrou moes ek eintlik gebruik het as 'n voorbeeld, sy is 'n tweeling. Al lyk Bianca, en wat's Bianca se sussie se naam? Sunay, baie dieselfde. As hulle nie presies dieselfde is, binne en buite nie, is dit nie dieselfde persoon nie. Maar mense, hoe amazing is dit? Psalm 119 vers 160 sê, die hele inhoud van u woord is waarheid en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Net die wat in hom glo sal by die Vader uitkom. Mense, die grootste lokval wat die duiwel vir ons stel om in te trap, is om te dink die kerk daar buite, elke liewe kerk is Christus se. Dis onwaar. Hoeveel van ons het al seer gekry in ander kerke wat nie vir Christus verkondig nie, wat miskien vir Christus verkondig het, maar hulle oog van Christus afgehaal het en op die mens geplaas het. Die kerk het al meer seer gekry oor die sonde in die kerk as oor mense buite die kerk. Ek het dit al baie gesê. Maar weet julle wat is eenvoudig? Ons kan nou dink vanoggend, ja, maar Pieter, dis miskien baie moeilik. Baie moeilik om, nou hoe weet ons nou wat is die regte kerk? Moet ons nou die hele woord uiteensit? Nee, die woord sê net toets alles. Omrede Christus die waarheid is, toets alles volgens die woord. Maar wat moet ons toets?
In jou eie lewe alles en in die kerk alles. Elke denk wat in jou denke opkom in jou brein, toets dit volgens die woord of dit waar of vals is. En as dit waar is, behou dit, want dit sal goeie wortels skiet in die hart. As dit vals is, vat dit na die Here toe, suiwer dit, hy sal dit suiwer, hy is getrou, sodat dit nie slegte wortels skiet nie. Maar wat moet ons nog toets? Elke vraag, elke antwoord, elke tradisie, elke soektog, elke keuse, elke direksie van jou lewe en die kerk se. Nee? En dan wil ek net so ietsie deel oor tradisies. Nou ons kan, ek weet, ek hou daarvan. Ja, ons hou nie aan tradisies vas nie. Weet julle wat is tradisies? Enige iets wat nie in die woord te vind is nie wat ons doen en dink dit is hoe kerk moet wees. So, ek sê nie alle tradisies is verkeerd nie, die woord sê toets alles. As die tradisie nou nie teenstrydig is met die woord nie, hou aan daarmee, maar sodra die tradisie 'n fighterry word of hoër raak as die woord, doen weg daarmee. Soos byvoorbeeld, ons gemeente het 'n tradisie om 'n gemeente ete te hou, byvoorbeeld. Hè? Is dit verkeerd? Nee. Maar as dit belangriker raak as dinge in die woord, is dit verkeerd. So eenvoudig soos dit. Dis tradisie om te sing voordat ons preek. Baie riglyne word nie vir ons gegee in die Bybel van dit is hoe dit elke Sondag moet wees nie. Maar mense, hoeveel keer beklei ons nie meer in die kerk oor tradisie as wat ons beklei oor die waarheid van die woord? Nee? Is dit nie hartseer nie? Hoeveel van ons waarhede wat ons eintlik aan vashou is tradisie en nie die woord nie? Kan 'n geloofsbelydenis belangriker wees as die woord? Hoor hoe snaaks klink dit. Ons het 'n geloofsbelydenis om te verduidelik wat ons aan vashou aan die woord. En dan skielik ken die mense in die kerk die geloofsbelydenis uit hulle kop uit, maar nie die woord. Hoe verregaande is dit? Kan 'n konstitusie belangriker wees as die woord? So, 'n konstitusie is wys, om dit te hê om jouself te beskerm en al daai goedjies, maar 'n konstitusie is mensgemaak. As hy kort skiet, maar die woord sê vir ons, julle mag te doen, gaan ons die konstitusie volg of die woord? Die woord, ek hoop so, julle saam met my. Ek sien 'n paar ouens sê konstitusie. Ai, Koos, nee, ek speel Koos. Maar julle sien hoe vinnig ons begin aan valshede vashou en is so eenvoudig. 1 Tessalonisense 5 vers 21 verduidelik vir ons, dit sê beproef alle dinge, behou die goeie. So in eenvoud, as 'n kerk iets verkondig of ek dit verkondig en dit is nie volgens die woord nie, wat is dit? Vals. En wat moet jy daarmee doen? Wegmaak. OK. En dan baie belangrik. Vanoggend sê ek nie dat elke persoon of elke kerk wat daar buite is moet vashou aan die dinge waaraan ons kerk net vashou nie. As hulle op fondasie saamstem met daai dinge, is hulle 10-1 die kerk van Christus. Maak nie saak wat se denominasie hulle aan gebonde is nie, maar hierso is 'n waarskuwing. As jy in 'n kerk is en ons een valsheid buite die fondasie, valsheid kweek nog valsheid. En valsheid kweek wat ook? Seer. Jy gaan seer kry in daai valsheid. Meeste van ons wat hierso sit vanoggend, het al in valshede in kerke seer gekry. En gesê, maar my ma het so geglo en ek het so groot geword, maar raai wat die woord sê, toets alles. En op die einde van die dag kan ons, die Hebreëse skrywer sê, ons kan nie meer by kunskap bly in ons verstaan van die woord nie. Ons moet groei en volwasse raak. Ons as volwasse mense in die kerk kan nie meer ook altyd net die kerk en die dominee blameer nie. Want wie moet die dominee op sy tone hou? Die kerk. As jy dit nie toets nie, doen jy nie waartoe jy geroep word nie. Ek het al 'n paar keer gehoor van Pieter, dit was nie 1 Tessalonisense nie, dit was 2 Tessalonisense. En weet julle wat, dit maak my hart bly. Mense gaan soek dit. Maak seker ek sê die regte dinge. En dan in eenvoud, ons is amper klaar. Ek het 2 minute. Ons is amper klaar. Die woord is self Christus, so kan enigiemand hoër wees as die woord. So, ons kan vinnig, miskien mag ek dit noem. Die Rooms-Katolieke Kerk het 'n paus. Die paus is hoër as die woord, want die een sê dit is reg, jy mag dit doen, die ander een sê nee,
Dit is verkeerd, jy mag nie dit doen nie. Die paus hoor as die woord. Dan is hy in Christus se posisie en dan is dit nie meer die kerk van Christus nie. Ek sê nie almal in die Rooms-Katolieke kerk is nie gelowiges nie. Dis nie wat ek sê nie. Juis die wat babatjies is in die geloof, weet nie altyd die groter konsepte en wat is waar en vals nie. Dis waar, mense. En dan nog 'n voorbeeld, die kerk van Engeland. Wie is die hoof van daai kerk? Nie Jesus nie, wie is dit? Die persoon wat tans die koning of die koningin is. Hoop ek sê dit reg. Die queen is. Hulle is die hoof van die kerk. En mense, in daai eenvoud het ons nou net een van die grootste denominasies in die wêreld gesê dat dit nie die kerk is van Christus nie. Weet julle hoeveel persent van alle gelowiges is Rooms-Katoliek? Meer as 80% oor die wêreld. Mense, dit is scary as mense na hierdie dinge begin kyk. En weer eens, ek sê nie almal in daai denominasies is nie gered nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Ons gaan van volgende week af kyk, gaan ons bietjie kyk na wat se ampte is in die kerk. Ons gaan kyk of profete en apostels en priesters en bishops, al hierdie dinge nog in die moderne kerk of nie moderne kerk wees nie, in die kerk moet wees of nie. Ons gaan ook kyk bietjie na gawes. Watse gawes moet nog hier gebruik word? Watse gawes moet nie miskien gebruik word? Watse gawes moet ons oor versigtig wees en veral toets en so aan en so aan. Maar mense, die reeks gaan nie oor om almal buite sleg te maak en ons goed te praat. Glad nie. Dis om ons te versterk in wie is die kerk? Wat is die kerk? Wat is vals en wat is waar? Want weet julle wat, as mens daar buite gaan kyk, as 'n voorbeeld, prosperity preaching, ouens wat die woord vat en hom net so verdraai. As jy nou vir die Here jou salaris gee, gaan hy vir jou 10 keer meer teruggee, né? Weet julle hoeveel ongelowiges kry seer? En ons moet begin opstaan en sê, maar broer wat daar buite is, watse Christus verkondig daai kerk? Watse Christus ken jy? Want as ons nie dit doen nie, het ons nie hierdie hart vir die verlorenes nie. Die woord sê toets alles. Behou wat goed is. Net vanoggend, ek sluit af met dit. Hoe amazing is dit nie dat ons redding, dit waartoe ons geroep word, dit aan wat ons behoort tans tot in alle ewigheid, is bewerk deur Jesus Christus aan die kruis. Moontlik gemaak deur die Gees wat in ons woon. En al wat die Here in eenvoud sê vir elke persoon, maak nie saak hoe oud of hoe jonk hulle is vanoggend nie, van ons verwag is, soek my in my woord, volg my woord. Die woord is nie daar in die riglyn om ons oor ons vingers te slaan nie. Ek het ook so gedink, maar raai wat, ek mag visvang, nê? Raai wat, ek mag 'n vuurtjie aansteek, nê? En ek mag 'n vleisie braai. Die woord is daar dat wanneer jy, ons het by Springs Robbie het die liedjie opgesit, in die Here se wil vind ons vryheid eintlik. In die Here se wil vind ons vreugde, liefde. Die hart en die vlees jok vir jou as hy sê maar die Bybel is so streng. Nee, dit wat daar binne is vir die goedheid vir die mens. Nie 'n straf om so en so te leef en jy mag nie dit of dit doen nie. In die Here is vreugde, die bron van alle vreugde, nie in die wêreld daar buite nie. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, ons nader U vandag in eenvoud, liewe Here, en prys U vir die kerk. Vader, ons lewe volgens die Nuwe Testament in die genade tydperk. 'n Tydperk waar ons U woord kan lees in elke taal, in elke nasie. Vader, waar ons vir Christus kan leer ken deur na die gelowiges te kyk en vir Christus daar binne in hulle innerlike persoon raak te sien. Maar Vader, ek weet vanoggend kon ons soveel dieper gaan het en gepraat het oor die bruid en die bruidegom en miskien na die huwelik verwys om daai eenheid en ook liefde te verduidelik. Maar Vader, ons as mens is so vergeetagtig. Ons as mens moet konstant herinner word aan U waarhede. Maar ons prys U daarvoor. Dankie dat ons U woord het wat self God is. Help ons om na vanoggend weer op 'n vernuwe manier na U woord te kyk. Ons het net Sondag gehoor van U is heilig.
En die God wat ons van lees in die woord wat ons op ons skote het vanoggend, is heilig en nie die sterkste of die almagtigste God nie, maar die enigste God. En sodoende die begin en die einde. Vader, help ons om te besef dat ons hoop wat ons het vas is, want U woon in ons. Ons hoop is nie om ewig te leef nie, maar ons hoop is om 'n ewigheid by U te wees. En Vader, mag ons harte begin uitgaan buite die kerk, in die kerk, na die wat U nie ken nie. Want Vader, wat is redding? Dis net om te bely, Here, ek is sondig. Om te bely dat ek dit nie verdien nie, want nie een van ons verdien dit nie, en dan om U aan te neem, en al wat U van ons verwag, as die volgende stap is om U seun te volg, en waar leer ons van die seun in U woord? Vader, dankie dat U ons heilig gemaak het, en dat ons nie hoef heiligheid te kweek uit ons dade uit nie. Dankie dat op grond van Jesus Christus kan ek aan U vashou, en dat die geloof wat U in ons harte en in ons innerlike persoon plaas, dit moontlik maak, wat die mense van die Ou Testament nie gehad het nie. Maar Vader, help ons om nie hoogmoedig om te gaan, en nie versigtig om te gaan in hierdie wêreld nie. Help ons om wys op te tree, om U liefde uit te leef, en ook sodoende te leer hoe om mekaar se laste te dra, mekaar te bemoedig, en net saam te groei in U wees. Ons vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Staan dan en ontvang die seën. Mag die Here jou seën deur jou te vermaan, te beskerm, te laat groei en deur jou uit te stuur. Mag sy liefde jou vernuwe, sy genade jou herskep en sy roeping jou bemoedig om uit te gaan. Amen. Dankie.